the reward. Hold my hands
when Christ shall come, shall that ambition and to take us home. Yes, what joy shall fill our heart when we shall bow on the liberation and up there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior unto me. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior unto me. How great thou art, how great thou Prys die Here, gaan dit goed? Amen. Jy weet, elke land het 'n stem of 'n volkslied. En terwyl Paulus hoor hierdie lied sing, kom dit my op dat as Christene het ons ook 'n lied, 'n Christenslied. Jy weet, terwyl ons so sing, dog ek, kom ons sing dit, ons gaan nou begin met die diens, maar kom ons sing dit vanmôre almal hartlik saam. Oh Lord my God, when I was wonder, ons sing dit vanmôre saam, tot die eer en verheerliking van sy naam. Oh Lord, my God, when I lost and wandered, lost every one, no word thy hands obeyed, I see the sound, I hear the rolling thunder, like down throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior unto thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior unto thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, with shout of acclamation, to take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow, kneel down adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior unto thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior unto thee. How great thou art, how great thou Amen. Prys Here, ons van bid 'n groot God vanmôre. Kom ons dien die Meester, hy alleen is trou. Hy verlos ons sondaar, hy het ook vir jou en my verlos geword. Prys hy. Kom ons dien die Meester, hy
Hou my skuile by U, hou my skuile by U, en hou my leid in my kraag, hou my skuile by U, hou my skuile by U, Lord, die beste kom, en hou my skuile by U, hou my skuile by U, en hou my leid in my kraag, hou my skuile by U, hou my skuile by U, Lord, die beste kom, hou my skuile by U, hou my skuile by U, hou my leid in my kraag, hou my skuile by U, hou my skuile by U, Lord, die beste kom, hou my skuile by U, hou my skuile by U, hou my leid in my kraag, hou my skuile by U, hou my skuile by U, Lord, die beste kom, hou my skuile by U, hou my skuile by U, hou my leid in my kraag, hou my skuile by U, hou my skuile by U, Lord, die beste kom, hou my skuile by U, hou my skuile by U, hou my leid in my kraag, hou my skuile by U, hou my skuile by U, Lord, die beste kom, hou my skuile by U, hou my skuile by U, hou my leid in my kraag, hou my skuile by U, hou my skuile by U, Lord, die beste kom. Glory to God, Golgotha se liefde.
was genoeg vir my en vir jou gebore. Golgotha's liefde was genoeg vir my. Golgotha's liefde was genoeg vir my. Golgotha's liefde was genoeg vir my. Golgotha, my Here brandde daar op Golgotha. My Here brandde daar op Golgotha. Weet skoolma se pa het altyd gesing Kana. Halleluja Kana toe. Maar as jy sê as hom gesing en gespeel op die gitaar, dan het jy gevoel jy's al reeds in Kana. Dis nie waar. Ons gaan sing Kana toe. Maar wanneer ons dit sing, sê vir een langs in jou ons gaan Kana toe. En dan bedoel jy wat jy sing vanmôre, want wat jy as jy dit bedoel, gaan ons allemaal lekker saamloop daar in Kana. En ek weet julle sê die straat is van goud. Ons gaan nie eens nodig hê maar 'n goudstukkie hier waar van Calgary afkom. Jy weet daar baie goud in daai omgewing. Jy gaan nie worry oor jou stukkie wat daar rond lê nie, want ons is almal op daai goue straat. Kom ons sing net Kana. Kana, ons gaan Kana toe vanmôre en dan vat moed vanmôre. In Kana, halleluja Kana. In ons Kana, halleluja Kana. God.
fell in love with the Nazarene. I fell in love with him. I fell in love with the Nazarene. He took away my sin. He gave me beauty for ashes here. Glory for all my shame. And I fell in love with the Nazarene, and Jesus is his name. I fell in love with the Nazarene. I fell in love with him. And I fell in love with the Nazarene. He took away my sin. He gave me beauty for ashes here. Glory for all my shame. And I fell in love with the Nazarene, and Jesus is his name. I fell in love with the Nazarene. I fell in love with him. I fell in love with the Nazarene. He took away my sin. He gave me beauty for ashes here. Glory for all my shame. And I fell in love with the Nazarene, and Jesus is his name. Hallelujah. Praise the Here. Glory to God. I need a touch of your hand, Lord Jesus. As u vanmôre voel, u te behoefte. Leer dit net aan die voete van hom neer vanmôre terwyl ons sing. I need a touch of your hand. Hallelujah. I need a touch of your hand, Lord Jesus. I need a touch of your hand, Lord, I pray. I need a touch of your hand as I journey through this land. And Lord, I pray for a touch of your hand. I need a touch of your hand, Lord Jesus. I need a touch of your hand, Lord, I pray. I need a touch of your hand as I journey through this land. Lord, I pray for a touch of your hand. I need a touch of your hand, Lord Jesus. I need a touch of your hand, I pray. I need a touch of your hand as I journey through the land. Lord, I pray for a touch of your hand. I need a touch of your hand, Lord Jesus. I need a touch of your hand, I pray. I need a touch of your hand as I journey through the sun. Lord, I pray for a touch of your hand. I need a touch of your hand, Lord Jesus. I need a touch of your hand, I pray. I need a touch of your hand as I journey through the sand. Lord,
kan nie sit plek nie. Ek dank die Here vir sy getrouheid, vir sy woord, dat hy nog elke dag met ons praat. Die Here praat met 'n mens, hy praat met sy kinders. Hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Hy is nie 'n mensekind dat dit hom sou berou nie, en dit is skrif, hy sê dit net so, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, Biljam het dit gesê, of 'n mensekind dat dit sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie. En in sy woord beloof hy vir jou as sy kind, dat as jy hom soek, sal jy hom vind. Stem jy saam? Wie van julle te verlange na die Here, dat hy met jou moet praat, dat hy met jou moet deel. Om in die teenwoordigheid van God te wees, is anders as die teenwoordigheid van mense. Het is anders om in die teenwoordigheid van God te wees, as om in die teenwoordigheid van 'n prediker te wees. Die Here se teenwoordigheid op jou knieë, is die plek waar die Here jou bande breek, waar hy jou oplig, maar ook waar hy vir jou visie gee en rigting gee, vir hierdie gemeente sê waarheen ons moet beweeg, wat is op die agenda. Ek hoor nou die dag 'n prediker sê, as hy by die huis kom, dan sit hy YouTube aan, dan kyk hy wat gaan geestelik aan in die wêreld. Daar is 'n beter plek, 'n mens kan dit seker maar doen, maar second-hand information is not as important as first-hand experience. It's better to seek God and to know what He wants for your life. Vir die van julle wat nou nie laas naweek hier was nie, ek wil net graag 'n kort samevatting gee van dit wat uitgegaan het laas week. Toe ons nou terugkom van Suid-Afrika af, het ek nog 'n week afgehad en ook maar goed so, want die jet lag, ek is nou nie ek weet nou nie wat is Afrikaans vir jet lag nie, dit is seker iets soos hommelvaartuigsiekte. Maar daai hommelvaartuigsiekte het al hierdie van 'n walkies lekker beet gehad. Ons het wakker geword in die middel van die nag, eet ons koffie en tennisbeskuitjies. En dit was sommer net so hele de mekaar spul. En gewoonlik is dit net ek wat wakker in die nag is, maar die hele family was wakker. En ons tye en horlosie was so 'n bietjie te mekaar. En dit het 'n goeie 4, 5, 6 dae gevat vir van ons om net weer reg te kom. Maar ek lê een aand op die bed en ek probeer slaap en ek raak toe diep weg. En ek droom. Ek droom dat die Here praat met my. En toe ek dit voel, weet julle hoe lekker is dit as die Here met jou praat? Dit is so lekker warm, teddybeer, liefde gevoel, beter as enigiets anders. En om Dani Matthijsen, pastoor Dani Matthijsen van Lering Christus Rodepoort, hy tree nou af en vir die van julle wat vir Gert en Juliana Skuman, pastoor Gert wat hier was en Juliana Skuman onthou, hulle gaan nou van die Kaap af weg, Gert en Juliana, en hulle gaan na Rodepoort toe, daar om Dani en Tannie Rita Matthijsen wat aftree se gemeente. En om Dani het nou by die konferensies 'n bietjie gepraat en sy uittree preek gegee. En hy sê hy het altyd so begeer dat die Here met hom moet praat. En hy het gebid en gesê, ag Here, praat net met my. Hy sê, en terwyl hy dit bid, toe kom sy vrou Rita aan die gang af. Hy sê, die engel praat met hom en sê, hier's vir jou 'n koppie tee. Sê, ja, draai gaan na jou vrou toe en sê, mamma, jy's my engel. En as jy nou nie net nie, sê maar vir jouself, prys die Here. Die Here praat met 'n mens, en terwyl ek daar lê, toe praat ek met die Here, en hy praat met my, maar is asof jy wakker is, maar jy slaap vas. Jy's nie wakker nie, maar jy's wakker in die gees. En die Here sê vir my, Paul, die tyd het aangebreek, waarby elke familie sal moet besluit, na wie se woorde luister. Watter gees, my gees of die wêreld se gees, is in 'n huis.
En hy sê vir my, dit is van kardinale belang dat jy dit vir jou mense sê, want die tyd het aangebreek dat hulle na my gees en my stem sal luister. En in my droom, en in die ontmoeting wat ek met die Here het, dink ek, wel dit moet wees soos die raad wat Agitofel, die raadgewer van Dawid, teen hom gegee het, en die raad wat Husai, die vriend van Dawid, vir hom gegee het. En ek het vir u vertel, laasweek se boodskap, daaroor het ons gepraat, die raad van Agitofel en die van Husai. Wie gee raad, en wie se raad volg u in die huis? En ek skrik wakker, en ek besef, die Here het met my gepraat, en ek staan op, en ek vat die woord van die Here, en ek maak hom oop. En daar is net een skrif van dit in die woord van die Here. En ek druk en ek lees. En ek lees die vriend van Dawid, Husai. En Agitofel het raad gegee. Maar die raad van die een was beter as die ander. Jy sien, Agitofel was 'n vriend van Dawid. Was. Die emphasis is on was. Was baie vriende wat lyk of hulle goeie vriende is. Agitofel was 'n vriend van Dawid, 'n raadgewer, en die Bybel sê dat die raad wat Agitofel gegee het vir Dawid aangaande Israel was asof 'n mens die Here geraadpleeg het. That's how accurate his judgment was. Dit was asof 'n mens die Here geraadpleeg. Maar toe Absalom nou kom en hy maak aanspraak op die troon, toe kies Agitofel nie Dawid se kant nie. En hy openbaar sy regte klere en hy kies Absalom se kant. Jy sien, daar kan aanspraak en raad in jou lewe wees wat klink asof dit die Here se woord is. Jy kan in 'n kerk aanbid, en ek wil dit vir die kamera sê, wat klink asof die gees van die Here daar is. Daar's nie meer tyd om daar te sit in 'n kerk waar die leier die raad vir jou gee, asof dit die gees van God is nie. Want Agitofel, toe Husai nou teen hom raad gee, Husai was gevul deur die gees van die Here, en hy was daar om Dawid en Dawid se troon te beskerm, en hy gee teen hom raad, omdat Agitofel se raad nie gevolg was nie. Toe gaan hierdie man van wie gesê het sy raad is soos wat mens die Here raadpleeg, so waar praat Agitofel, en hy gaan en hy hang homself op. So nou vra ek jou, wat se gees van selfmoord was eintlik in Agitofel? Jy moet besef vandag, in hierdie mooi dag van November 2025, en ek wil dit vir die prontheid sê, dat jou uurglasie is besig om uit te loop. Vinniger is wat jy dink. Ek kyk hierdie week na ons reunie datum nou volgende jaar 2026, dan sal ons nou 30 jaar uit die skool uit wees. Goeie ouers. Mensig, maar 'n mens word oud. Tyd gaan vinnig verby, broer en suster. Moenie wag vir die koms van die Here. Die koms van die Here kan wees enige oomblik. Jy weet nie. Maar wat jy wel weet, is dat jou uurglas in die lewe besig is om uit te loop. En die Here praat met ons en hy sê, nou is dit tyd dat jy moet luister. En kyk, wie se raad word gevolg in jou geestelike lewe? Wie se raad hang jy aan in jou huis? Is dit die raad van Agitofel wat lyk
as dit die woord van die Here is. Maar daar's 'n gees van duiwel in hom. As hy 'n man van God was, sou hy nie gegaan het en sy lewe geneem het nie, stem nie saam. Want die Satan voel mos niks vir jou nie. Hy het ook niks vir Agitofel gevoel nie. Het gaan nie oor Agitofel nie. Hy was maar net die instrument, want die Satan wou gehad het dat Absalom vir Dawid doodmaak. Want die belofte was in Dawid se nageslag geseën die Christus. Maar die goeie raad van Husai het die van Agitofel oorweldig. En toe Dawid nou vir Husai sê, gaan terug na Jerusalem. Het help nie, jy vlug saam met my nie. Gaan terug na Jerusalem. En hy sê hierdie woorde, verydel vir my die raad van Agitofel. En dit wat ek vir u noem, kind van die Here, dis baie belangrik, moeder en vader, enkeling, kind, vrou, ouma en oupa, dat jy die raad van Satan begin verydel deur die gees van die Here. Amen. Daar's elke week omstandighede wat jou bring by keuses. Jy sien, dit wat nou die naweek gebeur het en hierdie, mens moet eintlik nie eens daai woord sê nie. Dit is regtig, jy mag daai woord nie sê nie. Jy moet dit nie eers noem nie. Hoekom sê jy so? Want ek voel dit. Ek noem nie eens dat, ek kan nie daarvan daai woord moet sê. Wat hulle nou gedoen het hierdie naweek, saam die konserte van Metallica wat alles met dit inblend. Weet jy wat se gees word uitgespreek? En dit het ek nie gaan lees nie hoor. Dit het ek nie gaan opsoek nie, dit kry ek sommer op my knie. Daar is 'n gees as jy opgetel het van beklei gewees hierdie hele week. Manne en vroue, huwelike, want dit is waar die gees gaan. Dit gaan nie oor die sweeties in die bak nie. Dit gaan nie oor daai versiersels nie. Dit is maar net een van die hoogtepunte van die sataniste in hierdie jaar. Hulle wil die vrede van jou huishouding wegneem en hulle wil net kyk of hulle 'n foothold in die deur kan kry, sodat jy tog maar net 'n namaaksel van die waarheid sal lewe. Is dit nou in jou kerklewe? Is dit nou in jou huislewe? Jy kan so gemaklik in die kerk sit en dit kan klink asof dit die woord van die Here is, want die Bybel sê ons die Satan vertoon homself as 'n engel van die lig, soos 'n ingesmokkelde broer. Die woord van die Here sê jy mag nie lou wees nie. Jou geestelike lewe, ek wil hê jy moet vermoede kyk na jou geestelike lewe en vir jouself die vraag vra, is ek warm, is ek koud of is ek lou? En die Bybel sê, was jy maar warm of was jy maar koud, maar nou dat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspuug. Die wêreld preek so maklik genade en don't judge me. Don't judge me. Maar die woord van die Here sê, weet julle nie dat die kinders van God die wêreld sal judge, oordeel. What is wrong is wrong. What is right is right. And the advice that this world is giving you is predominantly wrong because it is manufactured to make you just lukewarm. Ons moet die Here dien in gees en in waarheid. Bybel sê jy moet gebore word uit water en gees. Ons gaan nou binnekort 'n doopdiens hou vir die van u wat nog nie gedoop is nie. En as jy gedoop was en jy was nie reg jou saak met die Here nie, dan moet ons dit oordoen, want die doop is 'n wedergebore proses waar jy jou hart en siel aan die Here gee. It's a life-changing experience, want die woord van die Here sê, weet julle dan nie, wat hy wat in die naam van Christus Jesus gedoop word, in sy dood die kruisiging gedoop word nie. En soos 'n mens, 'n nuwe mens dan uit die water uit opstaan, die gelyk sal word aan die opstanding van Jesus Christus. I cannot sugarcoat it at all. Dis tyd. What advice are you going to follow? This advice or something that's say similar but not true? So praat die Here met ons. Die tema, en dis die rigting waarin ons as gemeente beweeg, is om te leer om te luister. Ek sê leer
om te luister. Maar dit is nie 'n skakelaar wat jy gaan afsit vandag en hy bly af nie. Jy moet elke dag die stem van Satan afsit in jou lewe. You need to put him off. When you wake up, he's there. You need to switch him off. You start your day in positivity to God, knowing that he will provide for you, knowing that your faith has established a security around you. You need to switch his negativity off, because he's in your head all the time. Die raad van Agitofel. Ja. Jy moet hom afskakel. As jy werk toe gaan, moet jy jouself om die beskerming van die Here hou. Dis hoekom die Bybel sê, plaas die helm van verlossing op jou hoof, want dit maak jou ore toe vir wat jy hoor. En selfs wat jou oë sien, moet jou hart nie aanraak nie. Jy moet beskermd word deur die wysheid wat die Here vir jou gee. Nie die wysheid soos wat die wêreld gee nie. Salomo skryf, hy sê aan die wysheid, jy is my vriend, jy is my suster, jy is my vertroueling. Sê aan God se Gees, wat die gawe van kennis en wysheid, die 9 gawes van die Heilige Gees begin daarmee. Die woord van kennis en die woord van wysheid. Sê Here, laat u woord met my praat, soos die raad van Husai. En leer om hierdie Agitofel in jou lewe af te sit, want dit is kardinaal belangrik dat jy jou geestelike lewe van heiligmaking kan jy nie stap as jy nie die stem van die Heilige Gees hoor. Jy sien, na die waterdoop, na jou lewe aan God gegee is, dan kom hy wat sterker is as ek sê Johannes die Doper, en dit is Jesus Christus, en hy sal jou doop met die Heilige Gees. Hy sal jou doop met die Heilige Gees. As jy nog nie weet hoe lyk iets wat gedoop is, jy druk bietjie jou ouma beskuit in die tee en koffie en kyk hoe kom hy uit. Jy's deurweek en jy's nat en jy's sag. Die Heilige Gees leer en lei jou tot in alle waarheid. Dis offisieel dan die Heilige Gees wat in jou lampie is, wat gaan maak of jy een van die helfte van die kinders van God is wat die hemel gaan maak, die 10 maagde, maar net 5 gaan dit maak. Min is die wat die Here sal vind. Nou is die poort, smal is die weg. Maar ek en jy is deel daarvan. Stem nie saam. Sê vir jou langs jou, ons is op pad kan. Sê vir jou langs jou, die raad van Agitofel begin ons van vandag af afsit. En ons sit die stem van die Here aan. Hierdie week se boodskap handel dan oor die volgende. God se Gees en verydel die ander gees se raad. Daar's nog 'n skrif in die woord van die Here wat die woord verydel die raad bevat. En hierdie week weer, terwyl ek met die Here besig is, toe maak ek weer hier oop. En hy bevat nie toevallig nie, maar hy bestem in dieselfde boodskap, maar op 'n ander manier, net sodat jy dit kan, soos wat die Here gesê het vanmôre, jy 10 penne kan diep inslaan. Jy moet besef, die Here sê, sy stem moet ja en amen wees in jou huis. Daar moet nie 'n tweelyn wees, of 'n miskien, of 'n amper, of kom ons lewe maar nog so, of kom ons hou maar nog paarde hier en daar. Jy bedroef die Heilige Gees. Of jy lewe vir God, of jy lewe vir die wêreld. Maar dis beter om vir die Here te lewe. Want asof dit lyk of jy hier net so bietjie jou lewe geniet, en God wil jou nie ontneem van iets. Die mense daar is die ewigheid van verbonde. Dit is lekker om die Here te dien. Dit is lekker om 'n kerkmeis te wees, man. Ek is een en ek is baie gelukkig. Die Here is by my en hy praat met my en sy liefde is vir my genoeg. Golgotha se liefde is genoeg vir my. Kom ons lees net 'n paar verse saam. Die woord van die Here. Ekskuus, ek sal nou weer ander naweek my 33-53 vertaling lees, en ek weet ek lees nou 'n vertaling wat niemand van julle lees nie, want kan volg nie, want ek lees nou die 2020 vertaling. Jy kan hom op Bible app kry, op bible.com, en jy ook saam lees op jou iPad. Hy is vir my interessant, en hy is so lekker Afrikaans. Ons praat oor die bou van die muur van Nehemia, in Nehemia 4. Toe Sanballat, nou wie is Sanballat? Sanballat was die baas van die boewe. Hy was die goewerneur of die owerste
wat aangestel was in 'n gebied na die koning van die Persië dan in Jerusalem oorrompel het. Sanballat was omtrent daar waar Libanon vandag is. Hy en sy army, en hulle was 'n lekker klomp bymekaar, en die army sy leermag was voor hom. Toe sê hy nou hierdie. Toe Sanballat toe hy hoor dat ons besig was om die muur te herbou, het dit hom ontstel. As jy vir God werk, ontstel jy die duiwel. As jy kerk toe kom, ontstel jy hom nie. As jy kerk toe kom met 'n verwagting en met die motief om jou lewe aan God te gee, dan ontstel jy hom. It doesn't matter if you're a churchgoer, but it matters to him if he says you are crying and you're serious with God. That bothers him. Toe Sanballat hoor dat ons besig was om die muur te herbou. As jy besig is om mure tussen jou en die wêreld te bou, dan gaan hy jou aanval, sê jy saam, stem jy saam. When you decide to serve the Lord, you declare war against the enemy. Does that scare you? It shouldn't. Because greater is he that is within me, and he that is in this world. Toe hy hoor dat ons besig was om die muur te herbou, het dit hom ontstel. Satan en sy pionne word ontstel deur die kinders van die Here. En hy was baie geïrriteerd. Dit irriteer hom as jy in 'n gemeente is waar die Gees van God werk. He doesn't care about the ones where there's no fire. But you know the fire is not the building. The fire is within you and you and you and all of us. The Holy Spirit fire is within you, and that shines like a light in the spiritual darkness world. He sees it from afar. He knows where you live. He knows where your church is. And he hates it because he cannot touch you if you live in the Holy Spirit. Want as jy in die Gees lewe, is God se Gees binne jou. En kan ek vir u sê, dan kan Satan nie eers naby jou kom nie. Want God is dan in jou, verstaan jy? Die Gees van die Here in jou is. Hy sê ons, Jesus sê, iemand kan nie hierdie huis oorrompel as hy nie sterker as ek is. Wie is sterker as die Here? Miskien moet jy net dit weer besef vanoggend. Satan blaas altyd vrees in jou lewe. Miskien moet jy net vanoggend daai stem bietjie afsit van Agitoffel en net vanmôre vir jouself net daai stemmetjie aansit wat sê die Here is in beheer van my lewe. Sê dit net vir jouself. Sê net die Here is in beheer van my lewe. As jy moet sê dit vir jou langs jou. God is in beheer van ons lewe. Amen. Prys die Here se naam. Dit het hom ontstel, hy was baie geïrriteerd. Sanballat was geïrriteerd. En hy begin om die spot te dryf met die Judeërs, met Nehemia en sy mense. Hy het toe in die teenwoordigheid van sy stamgenote en van sy leermag gepraat en gesê, wat is die, hoor hierdie woord, miserabele. Wat is die miserabele, miserable, né? Wat is die miserabele Judeërs besig om te doen met 'n vraagteken? Hy spot, hy sê, ag, wat is hierdie sukkelende kinders van God besig om te doen? Jy sien, hulle was besig om 'n muur te bou. As jy nou van ver af kom sien, sê jy sê, maar weet jy, die Here is nie aan die ander kant nie. Hoekom moet 'n kind van die Here so 'n bietjie swaar kry en sukkel? En Paul daar, Joel Osteen en al daai mense, hulle sê dit net altyd goed met 'n mens gaan. O, okay. Ons kyk na die Bybel. Jesus Christus sê, hy het nie eers 'n plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Hy sê die jakkals het gate en die voëls van die hemel het nesse. Hy sê, maar die seun van die mens het nie 'n huis of 'n plek waar hy sy hoof kan neerlê. Die Here sê, jy sal wees soos 'n tentbewoner in hierdie wêreld. Hy sê vir Israel, bly in tente, dat julle net besef dat hierdie is 'n tydelike woning, soos 'n tent. Hierdie is nie julle huis nie. Die Here sê, julle sal in hierdie wêreld wees, maar nie deel van hierdie wêreld. Hy het gegaan vir ons 'n plek te berei, daar sal ons burgers wees. Maar in hierdie wêreld sal jy verdrukking hê. Ja, dit sal goed met jou gaan.
Maar as dit omstandighede is en as jy God nie dien nie, dan gaan jy pak kry, soos Israel, wat die hele muur nou omgeval het. Hierdie miserabele Judeërs, wat doen hulle? Hierdie mense wat die muur bou, knap hulle die plek vir julle op. Dit is amper soos iemand wat renovations doen. Knap hulle die plek op met 'n vraagteken. Hieroor is Satan bang. Gaan hulle dalk offers bring? Satan wil nie hê dat jy jou hart en siel aan die Here moet offer nie. Wat 'n offer praat hy van? Sê die Here sê in sy woord dat die offer, die bloed van ramme en bokke en stiere kon nie vir jou saligheid bring nie. Hy sê maar skeer liewers jou hart vandag voor God en bring daai offer aan die Here, daai opregtheid aan die Here. Sodra jy aan God jou hart begin offer, dan irriteer jy vir Satan of hierdie man wat van hier praat, hierdie sandballe. Gaan hulle dalk offer? Gaan hulle dalk vandag die muur se bou afhandel? Wil hulle die klippe uit die hope rommel weer gebruik terwyl dit verkoel was? Die klippe en die limestone was verbrand deur die vuur. En hierdie Israeliete moet kom en hulle moet klip vir klip probeer skoonmaak, dat die sement daarin vat. Hulle hande is swart gewerk, soos wat dit smeer, hierdie roet en hierdie kool. Maar weet jy wat, ons kan iets bou uit niks uit nie. Ek dink hulle 52 dae, as ek reg onthou, aan hierdie muur gebou, die hele muur reggemaak. As God met jou is, dan kan jy vir jou familie hoogtes bereik. En ek wil net vir jy dit sê, moenie bekommerd wees oor die jare wat jy verloor het nie, hoor. Dien jy net God van vandag af in gees en in ware, en jy sal inhaal en verbysteek dit wat die vyand van jou gesteel het. Want die Bybel sê, die Here jou God sal in jou teruggee dit wat die trekspringkaan van jou gesteel het. Stem jy saam? Die verhoudinge wat jy voel dat jy dalk nie met jou kinders weer het nie. Die Here kan dit herstel vanmôre. Hy draai die wiel terug. Hy is 'n God wat die rose laat blom langs jou pad, waar net sekelbosse en dorings was. Die Here se woord is waarheid. Wil hulle die klippe uit die hope rommel weer gebruik, terwyl dit verkoeld is? Dit het vir jou gelyk asof God net, jy wil niks met jou verlede te doen hê, partymal nie, maar weet jy wat? Die Here het daai boustene ook nodig. En dit het jou gevorm en gebring waar jy vandag is, sodat jy 'n nuwe muur tussen jou en jou vyand kan bou. Sodat jy sy stem nie hoor as hy praat aan die buitekant van die muur nie. Dit is 'n blokkade, dit is 'n stem, dit is 'n muur wat jy die stem moet uithou. Dit gaan oor, ag, die toffel loop aan daai kant van die muur en hy praat met jou, maar jy moet hom nie hoor nie. Jy moet hom ignoreer, want dit irriteer hom. As hy vir jou sê, maak so en so, of daar by die werk jou aanpol, jy weet ons van die duiwel die aanpol, moenie vir hom luister nie. Moenie laat sy praatjies luister nie, want hy's 'n leenaar. Bou 'n muur vandag, sodat jy net God se stem langs hierdie muur kan hoor. Daar was ook Tobia, die Ammoniet, wat langs Sanballat gestaan het. En Tobia sê toe, ag, wat hulle ook al bou, die muur wat hulle bou, as 'n jakkals daarteen opspring, sal hy 'n gat in die klipmuur maak. Hoor tog, sê Nehemia, hoor tog ons God, want ons het veragtelik geword. Here, keer hierdie mense se spot om op hulle eie hoofde. En gee hulle as buit oor in 'n land van gevangenskap. U moet nie hulle sondeskuld bedek nie, sê Nehemia. En hulle sondes moet nie voor u weggevee word nie.
want hulle het U voor die bouers uitgetart. Ons het die stadsmuur opgebou. Die dele van die hele muur is saamgevoeg, tot op die helfte van die hoogte van die muur. En die volk se hart was in hulle werk. As jou hart in die werk van die Here is, soos wat dit is, anders sou jy nie vandag hier gewees het nie, dan is jou hart en siel daarin. Dan help die Here jou. En jy voel dalk, ag, my muur is ook maar nog so net half hoogte. En weet julle wat gebeur as 'n muur half hoogte is, né? Want hy het daar agter elke man is dan die Stini nou daar met haar krullers in die hare staan en sy snout daai paffelbilly. En die onduidelik die muurtjies wat so laag was, né? Dan kan jy oor die muur spring en jy kan maar in die huis inslip laat in die aand. Dis wat gebeur as 'n heininkie te laag. Maar die Here moet ons help, ons net daai muur opbou. Dan kan jy vir die vyand ook sê, bye for now. Ons het die stadsmuur opgebou tot by die helfte, en die volk se hart was in hulle werk. Toe Sanballat, Tobia en die Arabiere, dis nou alweer hierdie klomp Arabiere, ons sukkel tot nou toe met die Arabiere, en die mense van Asdod hoor dat die herstelwerk aan die mure om Jerusalem vorder. Toe hulle hoor, jy maak vordering. As die ou duiwel in sy trawante hoor, jy maak geestelike vordering, dan gaan die rooi ligte aan. As hulle hoor, hierdie persoon raak nou nader in die Here, dan vorder jy, dan gaan die ligte aan. Toe hulle hoor, Sanballat en Tobia, hoor dat die muur van Jerusalem vorder, hierdie muur wat hulle gaan uitdruk, en dat die bresse begin toegaan, het hulle baie kwaad geword. Bresse, ek het nou gisteraan die Engelse woord vir bresse opgesoek, en dit beteken dieselfde as die Afrikaanse woord. Nou, as iemand vir jou sê, dat hy vir jou in die bresse gaan staan, dan beteken dit, daar is 'n gaping in die muur, en hy gaan vir jou daar staan. He's gonna fill the gap for you. Toe die vyand nou hoor, toe die duiwel nou hoor, deur sy pionnetjies, dat hierdie gapings in die muur begin toegaan. Sien, jy het gapings in jou muur. En die vyand kom en hy val jou aan. Hy shoot sulke groot cannonballs partykeer na jou toe. En dan, net na die eerste hou getref het, dan dink jy staan, en dan shoot hy weer aan 'n cannonball. En hy probeer net 'n gat maak in jou muur, sodat sy stemmetjie van twyfel, en die stem van Agitofel, en die stem van Sanballat, en die stem van Tobia, eintlik is dit maar die stem van die ou duiwel, by jou kan uitkom. As hy met Christus gepraat het, en hy vir Christus leuns vertel het, dink jy hy gaan vir jou uitlos? Hy is 'n harde werker. En hy skiet kanonballe, soos daar wat jy kan sien, die gate in die muur, en hy maak bresse, hy maak gapings. Maar toe hierdie manne nou begin daai gapings toebou, toe word Tobias en sy vriende baie kwaad. Toe hulle gehoor het, jy begin jou geestelike lewe oor. Ja, daar is niks verkeerd daarmee om jou geestelike lewe oor te begin. Dis okay. Die Bybel sê dit is nie hy wat val nie, maar 'n regverdige wat 7 maal opstaan. Amen. Jy moet opstaan as jy val. En daai bresse begin toegaan. Toe raak hulle baie kwaad en baie bekommerd. Toe besluit hulle, Nehemia 4 vers 8, hulle het almal as 'n eenheid saam gesweer. Hulle sweer saam. Dis die klomp duiwels hierdie naweek. Hulle sweer saam teen huwelike, teen vriendskappe. Hulle probeer, syne probeer om vanoggend se diens omver te gooi, wat hulle nie kan regkry as die beskerming van die Here hier is. Maar op baie plekke het hulle dit ook reg gekry. En as jy nie bid en hulle uithou nie, dan kom hulle in.
Hulle het almal as 'n eenheid saamgesweer om teen Jerusalem te kom veg. En by my, dis nou by Nehemia, het hulle saamgesweer om verwarring by my te veroorsaak. Dit is sy saak, dis sy taak. Dis waarvoor hulle bid, dis wat hulle doen. Die duiwel wil net verwarring by jou veroorsaak. Jy moet rigting kry. By God kry. En die beste hoe jy rigting kry, is die Here se stem wat vir jou sê, vaar in hierdie rigting. As jy nou net daai stem van die duiwel begin afsit, dan kan jy so 'n bietjie hoor wat die Here vir jou in jou huis sê. Stem nie saam? Dit is maklik. Glo die Here, sit sy stem af en bou die bresse tussen jou en die duiwel. Miskien moet ek dit net vinnig sê. Ek kry baie die vraag, pastoor, ek weet nie, ek sukkel met my geestelike lewe. En dan weet ek wat die antwoord is, gaan ek jou nie altyd regtig ronduit sê nie. Maar dan gaan jy dit in jou paai vat en waai, as jy nou klaar met my. Maar die rede is ongetrouheid. Dit is een van die hoofredes. Want dit is so maklik om weg te bly. As jy nou laas naweek in hierdie week se boodskap een van die twee gemis het, en ek het nie vanoggend gerecap op laas naweek se boodskap nie. Ja, dit is nie altyd moontlik nie. Dit is nie my skuld nie, dit is nie jou skuld nie. Maar wat ek vir jou sê is, dis hoe die lewe gestruktureer is vandag. Die finansies van hierdie land, die huispryse, die rent, die petrol, alles is so gestruktureer, dat dit is so duur, dat jy nie altyd hier kan wees. Verstaan jy wat ek vir jy sê? Dit is hoe die wêreld gestruktureer is. Al wil jy het wees, kan jy nie aan toe. En daai breek, gewillig of aspris of nie aspris nie, dit breek jou geestelike lewe. Want jy groei nie, want jy kry te min voedsel. As jy niemand is by die huis wat nou dissiplinêr is, en wat regtig na die woord van die Here luister, op goeie predikers, daar's fantastiese predikers op die internet, regtig. Geesgevulde mense. Ek luister baie na T.D. Jakes, love it. It's a bietjie on the wild side, maar ek weet hy's geesgevuld, ek love sy preek. Dis hulle jive begin doen en einde, dan sit ek hom af. Maar ek wou van die woord. So hoor jy wat sê, kry vir jou voeding, en moenie toelaat, dat sit daai laksheid ook so by die muur af. Want jy groei nie geestelik nie, omdat groeiproses is, jy moet, as jy wil een kykentjie moet groei, of eentjie moet groei, of 'n klein hondjie moet groei, moet jy vir hom elke dag getrou kos gee. En as jy diens mis, waar die meeste voeding nou maar gewoonlik in die average person se lewe is, hoeveel keer het jy die week Bybel gelees? Wat het jy uit jou eie uitgedoen om jou geestelike lewe aan te voer? What did you do? I'm just asking. But if you can pick that up, and you can improve, then your spiritual life shall improve. And your prayer life is very important. If you don't pray, you're going to go backwards. And your wall will break down. And the cavities will be bigger. And before you know it, Satan can walk straight through. And then you're going to have his voice in your head the whole day long. Die Here moet ons krag gee. En dis hoekom hy vir my die boodskap gegee het, om vir u te sê, jy moet sy stem afsit, en jy moet luister wat die stem van die Here vir jou sê. Bou daai muur tussen jou en hom. Toe die mense nou as 'n eenheid saamsweer om teen Jerusalem te kom veg, en by my verwarring te kom veroorsaak. Ons het tot ons God gebid, en dag en nag 'n wag teen hulle uitgesit. Jy moet wagte teen die vyand uitsit. Dis jou gebed, dis jou geloof.
Dis jou lewensmaat. Jy moet jy moet nie probleme alleen dra nie. Jy moet praat, jy moet sê vir jou broer en suster, stuur 'n boodskap, sê Paul, help my bid oor hierdie saak. Ons sukkel hiermee. Help dit of so, ons moet mekaar dra. Die Bybel sê dra mekaar se laste. Dis immers 'n doel van 'n gemeente. Vers 11, ons teestanders het gesê. Nou hoe het Nehemia geweet wat die teestander gesê? Dink julle dit was skinne? Sien, daar's iets wat Satan frustreer. En die koning van die vyand het eenmaal daar by Samaria gekom. En hy's kwaad en hy's geïrriteerd en hy sê maar, hoekom elke keer as ons planne beraam om vir Israel in te val, dan weet hulle daarvan. En iemand sê, ja my Heer, maar die profeet Elisa kan vir die mense sê, wat praat jy in jou slaapkamer? Wat sê jy? Want God se gees, dit is wat hy kan doen. Die duiwel is 'n copycat. Hy is baie goed met history en hy kan vertel wat gebeur het, want hy ken die verlede, maar hy ken nie die toekoms nie. Net God se gees ken die toekoms. En daai gees, as hy binne jou is, het jy daai voordeel. Want as dit wat jou sterk maak, omdat hy die toekoms ken, gaan hy jou lei. Hy gaan vir sê, seun, draai nou die stuurboord so bietjie regs, dat jy 'n skipie sien te vaar, oppas daar storm voor, wees net sterk, ek en jy gaan daar deurkom. Stem van die Here, die Heilige Gees sal jou leer, maar hy sal jou ook lei in die rigting, in alle waarheid. Hy gaan jou help. Ons teestanders het gesê, hier sê hulle vir ons, wat het die teestanders in hulle binnekamer gepraat? Die teestanders het gesê, hulle sal nie eers weet nie. Hulle sal dit nie eers agterkom nie. Hierdie kinders van die Here sal nie eers weet nie, man. Hulle sal dit nie eers agterkom nie, totdat ons tussen hulle in beweeg het. Dis so waar. Ek het deur die jare al gesien. Love nuwe mense. Maar party wil as mense inkom. Dit moet onderskei, weet jy nie? Dan kom jy agter, hierdie mense is die. Nou werk jy maar met hulle. Want die Here het ook ons die duiwels uitgedryf en hy was lief vir die sondaars. Jy kan nie mense wegjaag. Maar daar is sondaars wat wil luister en daar is ander wat net daar is om jou gewete te verwoes. Dit raak nou baie stil. Stem jy saam? Kom dat ek julle beter so, nie een van julle val onder my kategorie. Maar jy sal weet, daar is regtig engele van die duisternis wat in jou gemeente inkom. Hulle wil net twis, hulle kritiseer gewoonlik, hulle is met niks happy nie, en hulle wil net fight. Ondankbaar. Dis eintlik ons 'n vrug van die vlees. Gaan lees die vrug van die vlees. Dan lees jy dan net dis sy kenmerk. Hy is nooit happy met niks nie. En hy's daar om die gemeente van die Here skade te doen. Hy kom soos die Arabiere, Tobias en Sanballat. Hy sê, so onder julle inkom, julle sal dit nie eens weet nie, man. Ek gaan vir jou smile met so vet smile, maar as jy my nie kan onderskei nie, gaan jy nie weet ek is 'n duiwel nie. Dis hoekom jy die Gees van God nodig het vir onderskeiding. Ek gaan onder julle inbeweeg, totdat ons naby julle is, dan gaan ons julle doodmaak, sê hy. En 'n einde maak aan julle werk. Die rede hoekom hy jou haat, Satan, is omdat jy geskaap is. Mommy, speel vir ons asseblief na die beeld van God. Jy is geskaap na die beeld van God. Man en vrou. Die Here het jou gemaak, man. Jy is geskaap na sy beeld. So vir Satan om elke keer 'n man te sien sterwe, as hy hart nie aan Jesus se gees nie, dan weet hy vat so 'n stukkie van God se hart. Hy vat dit saam met hom help. Vrou, jy is gemaak. God het jou gemaak. Hy het vir Adam in die slaap gemaak. Hy het 'n stukkie van hom geneem. En hy het jou perfek gemaak.
en met heerlikheid en eer het hy jou bekroon. En weet julle hoekom ons op hierdie aarde? You need to prove your worth. That's why you are here. You need to run this race so the Lord can see in free will where you want to end up. Omdat hy jou nie dwing nie, is die kruis Jesus daar om jou tekortkominge te vergewe vanmôre. Net daar waar jy sit. Dis al iets wat jou pla wat jy nog nie met die Here bely het nie. As jy dit bely en dit laat staan, nie daai en vergeet nie. Hy sê bely mekaar jou sonde, maar laat staan, dan is hy getrou om jou te vergewe. En hy was skoon. Mense gaan dalk nog onthou, maar weet jy wat, die Here nie. Jesus het 'n unieke geaardheid. As jy iets bely en dit laat staan, die Bybel sê hy dink nie eers meer aan jou verlede. Hoe goed is God dat hy jou 'n skoon kans gee. En jou vyand wat hier kom, en tussen julle wat inkom, jy moet hom vandag net uitjaag. Mense in jou lewe wat al jare daar is, wat, let's be honest, were they good for you or bad? You need to decide. Are they bringing you down? Can you change them with the help of the Lord, or can you not? Dis daai moeilike besluite wat jy moet maak. Maar jy moet besef dat party mense is net daar om die dolk in jou hart te steek. Dis daai besluite, dis daai onderskeiding wat jy moet hê om te sê, Here, hoe gaan ek vorentoe? Hoe gaan my geestelike lewe vorentoe van vandag af? Nehemia sê, hulle gaan hiermee afsluit, vers 13. Nehemia sê, ek het toe by die dele wat laer was as die oorstemmende plekke agter die muur, by die dele wat blootgestel was, by die laer gedeeltes van die mure, het ek wagte uitgesit. Ek het die manskappe volgens familiegroepe opgestel, met hulle swaarde, met hulle steekspiese en hulle boë. Jy het nodig jou wapens teen die vyand, jou swaard in die gees, jou steekspiese en jou boë. Ek het sake deurgekyk. Jy moet sake mooi deurkyk en begin beslis. Jy en die Here moet 'n gesprek hê oor jou toekoms, oor jou huis se bestuur, oor die rigting waarin jy beweeg. Ek het sake deurgekyk. Toe het ek opgestaan en vir die hoë lui, dis nou seker maar die ouderlinge, die gesagsdraers, het ek vir hulle en die res van die volk gesê, julle moenie bang wees vir die vyand nie. En ek sê dit ook vir julle, moenie bang wees vir die vyand nie. Maar dink jy liewers aan die groot, die ontzagwekkende Here jou God. Hier kom die opdrag nou. Veg vir jou broers. Veg vir jou seuns. Veg, in hierdie lewe moet jy veg vir jou dogters. Veg vir jou vrou. En veg vir jou huis. Jy is in 'n geveg waarvan die einde die lewe is of die hel. Waarvan die einde van jou lewe is die hemel of die ewigheid. Besef jy, dis 'n geveg. Dis letterlik 'n geveg tot die ewige dood of die ewige lewe. All jokes aside, this is a battle that you must win. And the best way you can win it is to have the Spirit of God helping you choose your direction. So I want to tell you now, if you are overpowering your spouse, so your voice is louder than the direction of God, I need you to stop this morning in the name of Jesus and submit to the Lord's Spirit. Because sometimes when you become quiet, your spouse can actually get direction again. I talk to many people in my life, and I've seen many marriages, some through the grace of God I helped to save, but some I couldn't, because they just would not keep quiet, and they just wanted to do their own thing. Let them be. We all choose our direction. But this morning the Holy Spirit is talking to you.
Die Here sê, wees stil. Wees net vir 'n oomblik stil voor God. En in hierdie teenwoordigheid, wil jy net jou oë sluit en sê, Here, God van my vader, Abraham, Isak en Jakob, dat ek u stem sal hoor. Dat u stem met my sal praat van hierdie dag af en verder, nog soos nooit van tevore nie, wat vir my sê, links, bietjie regs, maak so, luister. En die beste manier hoe ons kan luister, gee ons die krag vanmôre om die Satan se stem af te sit. Veg vir jou broer, veg vir jou suster. Veg vir jou seun, veg vir jou dogter, sê die Here vir jou. Veg vir jou huis, veg vir jou vrou en jou kinders. En toe ons vyande hoor, vers 15, toe ons vyande hoor, dat hulle planne aan ons bekend gemaak is, deur die Here. Het die Here God hulle plan, daar kom die woord, hulle planne verydel. Die Here verydel die raad van Satan, deur sy gees. Net soos wat hy Agitofel se raad verydel het deur Hisaai, so verydel die Here God die raad wat Satan teen jou gee. En sy krag sal vir jou deurdra. Kom ons staan net op ons voete.